Johannes 7. Nou in Johannes 7 lees ons dan nou die ongeloof van Jesus se broers, want hulle het self om nie hem geglo nie, en hy het op 'n stadium vir hulle gesê, hier in vers 3-4 rond, het hy vir hulle gesê, het hulle vir hom gesê, toon u self, en hy sê toe vir hulle, maar my tyd is nog nie daar nie, maar julle tyd is altyd daar. In vers 7 sê hy, die wêreld kan julle nie haat nie, maar my haat hy, omdat ek van hom getuig, dat sy werke boos is. So gaan julle maar so lank na die fees toe, ek gaan nog nie opgaan nie. En hier kom Jesus in vers 10, kom hy by die tempel, maar nadat sy broers gegaan het, toe het hy ook opgegaan na die fees, nie openlik nie, maar in die geheim. En die Jode het hom gesoek op die fees en gesê, waar is hy? En daar het baie oor hom gemompel onder die skare. Sommige het gesê hy is goed, en ander het weer gesê nee, maar hy mislei die skare. Tog het niemand openlik oor hom gepraat nie, uit vrees vir die Jode. En toe dit al in die middel van die fees was, het Jesus opgegaan na die tempel en gaan leer. En die Jode het hulle verwonder en gesê, hoe kom hy aan hierdie geleerdheid, terwyl hy geen onderwys ontvang het nie. Maar Jesus antwoord en sê vir hulle, my leer is nie myne nie, maar van hom wat my gestuur het. As iemand gewillig is om sy wil te doen, sal hy aangaande die leer weet of dit uit God is en of ek uit myself spreek. Hy het uit homself gespreek, hy wat hom uit homself spreek, soek sy eie eer, maar hy wat die eer soek van die een wat hom gestuur het, hy is waaragtig en daar is geen ongeregtigheid in hom nie. Het Moses julle dan nie die wet gegee nie, en niemand van julle hou die wet nie, waarom wil julle my om die lewe bring? En die skare antwoord en sê, u is van die duiwel besete, wie wil u om die lewe bring? En Jesus antwoord hulle en sê vir hulle, een werk het ek gedoen, en julle verwonder julle almal. Daarom het Moses julle die besnydenis gegee, dat dit uit Moses is nie, maar van die vaders, en op die Sabbat besny julle 'n mens. As 'n mens die besnydenis op die Sabbat ontvang, sodat die wet van Moses nie verbreek mag word nie, is julle kwaad vir my, omdat ek 'n mens op die Sabbat heeltemal gesond gemaak het. Moenie oordeel volgens wat julle sien nie, maar oordeel 'n regverdige oordeel. Daarop sê sommige van die inwoners van Jerusalem, is dit nie hy wat ons soek om dood te maak nie? En kyk, hy spreek openlik en hulle sê niks aan hom nie. Sou die owerstes dan waarlik weet dat hy werklik die Christus is? En hierdie man, ons weet van waar hy is, maar die Christus, wanneer hy kom, weet niemand en waar hy is nie. En Jesus roep uit, terwyl hy in die tempel leer, julle ken my en julle weet ook van waar ek is. Tog het ek nie uit myself gekom nie, maar hy wat my gestuur het is waaragtig, vir julle nie geken nie. Maar ek ken hom, omdat ek van hom kom en hy my gestuur het. Toe probeer hulle om hom gevange te neem en niemand het 'n hand aan hom geslaan nie, omdat sy uur nog nie gekom het nie. Maar baie van die skare het in hom geglo en gesê, wanneer die Christus kom, sal hy meer tekens doen as wat hierdie man gedoen het. Die Fariseërs het gehoor dat die skare dit aan hom mompel en die Fariseërs en die owerpriesters het dienaars gestuur om hom gevange te neem. Toe sê Jesus vir hulle, nog 'n klein tydjie is ek by julle, ek gaan na hom toe wat my gestuur het. En die Jode het onder mekaar gesê, waar wil hy heen gaan? Dat ons hom nie sal kan vind nie. Hy wil tog nie na die verstrooides onder die Grieke, na die Grieke gaan leer nie. Wat beteken hierdie woord wat hy gesê het? Julle sal my soek en nie vind nie, en waar ek is, kan julle nie kom nie. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep, as iemand dors het, laat hom na my toe kom om te drink. Want hy wat in my glo, sal die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê aan die Gees wat sou ontvang wat in hom glo, want die Heilige Gees was nog nie daar nie, omdat Jesus nie verheerlik was nie. Baie van die skare het toe die woord hoor, het hulle gesê, hy is waarlik die profeet. Ander het gesê, hy is die Christus. En ander het gesê, hoekom die Christus dan uit Galilea?
het die skrif nie gesê dat die Christus uit die geslag van Dawid uit Bethlehem, die dorp waar Dawid was nie. Daar het toe verdeeldheid onder die skare gekom oor hom, en sommige van hulle wou hom gevange neem, maar niemand het die hand aan hom geslaan nie. Kom ons lees gou vers 50, en Nicodemus, hy wat in die nag na hom gegaan het, die een wat by hulle was, sê vir hulle, oordeel ons die wet, die mens, sonder om hom eers te hoor en weet wat hy doen? En hulle antwoord en sê vir hom, jy is tog nie uit Galilea uit nie, ondersoek en sien dat daar geen profeet uit Galilea opgestaan het nie, en elkeen het huis toe gegaan. As hulle mooi geondersoek het en gesien het, het jy gesien, Jesus het uit Bethlehem uitgekom, maar uit die ongeloof in hulle harte, die religious spirit wat hulle gehad het, kon hulle nie ten volle in hom glo nie. So ek wil vandag vir jou sê 'n bietjie vir jouself, open your gates, that the King of Glory can enter, dat die deure van jou sal oopgaan, en dat strome van lewende water uit jou binneste sal vloei. Mag jy vandag ervaar, hoe die krag van God, die strome van lewendige water, die Heilige Gees, deur jou vloei, en jou sal aanraak, in elke faset in jou lewe.